Goeiedag. Vandag vra ek die vraag, uit watter beker drink jy? Die hart kan jou mislei. Baie mense sê, luister na jou hart, volg jou gut. Maar die woord waarsku ons duidelik. Jeremia 17 vers 9. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Dit beteken, jou gevoelens kan eg voel. Jou gut kan sterk wees, maar dit kan jou steeds mislei. As jy jou hart jou kompas maak, gaan jy verdwaal. God se woord is die standaard. As jy wil weet wie reg is en wie verkeerd is daar net een maatstaf. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Let daarop, lering, wat is reg? Weerlegging, wat is verkeerd? Teregwysing, bring jou terug. Onderwysing, hou jou op die pad. Die woord is nie net inspirasie nie, dit is jou rigting. Nie elke stem is van God nie. Ons leef in 'n tyd waar daar baie stemme is, predikers, sosiale media, opinies, maar die woord sê, 1 Johannes 4 vers 1, Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar beproef die geeste of hulle uit God is. Dit beteken, nie alles wat geestelik klink, is van God nie. Jy moet toets wat jy hoor. Hoe toets jy? Natuurlik, met die woord. Kan ek my gees vertrou? Ja, maar met onderskeiding. Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Maar hier is die sleutel. Die Heilige Gees lei, maar hy praat nooit teen die woord nie. Johannes 16 vers 13, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die wêreld lei. As iets nie die waarheid is volgens die woord nie, dis nie die Heilige Gees nie, al voel het reg. Die gevaar van gif. Jesus waarsku ons oor vals lering. Matteus 7 vers 15 tot 16. Pas op vir die valse profete. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Gif werk nie altyd onmiddellik nie. Soms klink dit reg. Voel dit goed, maar dra die verkeerde vrug. Vrug toets. Lei dit jou na heiligheid? Of maak dit sonde maklik? Bring dit vrede of verwarring? Jy kan nie uit 2 bekers drink nie. 1 Korintiërs 10 vers 21. Julle kan nie die beker van die Here drink en die beker van duiwels nie. Dit is baie duidelik. Geen kompromie nie. Geen mengsel nie. Jy kan nie bietjie waarheid hê en bietjie leuen hou nie. Die waarheid is wat belangrik is. Die woord bring lig en sekerheid. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Let op, nie jou gevoelens nie, nie mense nie. Die woord alleenlik bring lig. Wanneer jy onseker is, gaan terug na die woord. Wag op die Here, moenie haastig kies nie. Ware vrede is 'n teken van God. Kolossense 3 vers 15. En laat die vrede van God in jou hart heers, in julle harte heers. Die Heilige Gees dwing nie, jaag nie, bring nie chaos nie. Hy bring vrede, sekerheid, bevestiging met die woord.
Die keuse is joune. Vandag vra die Here weer, uit watter beker drink jy? 'n beker van emosie? 'n beker van mense se opinies? Of die beker van waarheid? Deuteronomium 30 vers 19. Ek het die lewe en die dood voor jou gehou, kies dan die lewe. Moenie net vra, wat voel reg, vra, wat sê God? Want gevoelens verander, mense val, maar God se woord bly vir ewig vas. Gebed. Here, leer ons om nie ons eie hart blind te volg nie, maar u waarheid te soek in alles. Help ons om elke stem te toets en om nie mislei te word deur wat goed klink nie. Heilige Gees, lei ons, maar hou ons altyd in lyn met u woord. Reinig ons van enige leuen en help ons om net uit die beker van die lewe te drink. In Jesus se naam. Amen.